Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, ons het so pas hierdie lied gesing, dat U die volle prys betaal het op die kruishout, daar op Golgotha, en Here, daarom eer ons U dat ons nodig het om niks verder te doen, om by te voeg, by hierdie groot verlossingsplan, wat U aan die kruis bewerk het nie. Die Bybel sê daar in Kolossense vir ons, dat U die skuldbrief, met al ons sonde, wat Here teenoor U vyandig was, aan die kruis vasgenaal het, en daaroor dit getriomfeer het, en die vyand in die openbaar ten toon gestel het, en Here ook vir hom uitgelewer het, en dat ons in hierdie aand kan weet, en met sekerheid kan sê, dat Christus het die dood en die hel, en die vyand en sonde vir eens en vir altyd oorwin. Here, ons leef in 'n gevalle wêreld, en somtyds vra ons vir onsself die vraag af, wanneer gaan ek in daardie volkome en volmaakte oorwinning leef? En die Bybel is baie duidelik daaroor, dat ons nooit op hierdie aarde volmaaktheid sal bereik nie. Maar Paulus sê, ek jaag daarna. Ek gryp na hierdie kosbare en wonderlike voorbeeld van Christus, wat vir ons die leidsman en volleinder van ons geloof is. In die tussentyd, Here, bemoedig ons mekaar, ons bid vir mekaar, ons dra mekaar se laste, ons lees U woord, ons bely ons sonde, ons bid dat U Gees ons sal vul en in staat sal stel tot dienswerk aan U, en dit sal 'n lewenslange proses wees, tot ons U in U heerlikheid sal sien. Baie dankie, Here, dat ons die voorreg het van kerk wees, en dat ons liggaam van Christus genoem kan word, en dat ons mekaar kan ondersteun en kan opbou in die allerheiligste geloof. Was vanmôre vir my so bemoedigend toe ek gesien het hoe Dawid, Here, deur 'n saak gegaan het, en sy saak, Here, het meriete gehad, en nog steeds het U toegelaat dat haar vyande oor sy pad kom, en Here, aan die einde van hierdie psalm toe sê hy, dat hy wil wakker word, en hy wil hierdie gedagte van God hê, en hy wil nie besig wees met allerhande dinge, wat ons as mens gewoonlik mee besig is, in tye van stryd nie. En daarom dank ons U vir U woord, en ons dink aan Johannes 15, waar U sê, julle is alreeds rein deur die woord, wat ek tot julle gespreek het. Dankie dat U woord 'n wassende effek op ons gemoed het, 'n wassende effek, Here, in ons gewete, in ons hart, in ons lewe, en dit bring ons, Here, voor hierdie spieël van U grootheid en U heiligheid, en ons sien hoe ons lyk, en ons bly verander. Here, breek my, smelt my, vorm my en vul my, sodat ek man van God, vrou van God, kind van God kan wees, soos U dit van ons vra. Baie dankie, Here, dat ons ook vanaand kan bid vir ons siekes in ons gemeente. Daar is soveel wat ly. Here, daar is hulle wat nie eens in ons gemeente is nie, wat vanaand in 'n siekbed vasgekluister is. Here, ons bid dat U vir hulle sal versterk deur die geloof, dat U vir hulle sal, Here, daardie kosbare genade skenk om te weet dat U nie in tye soos daardie, waar 'n mens siek is, Here, van hulle verwyderd is nie, maar die teendeel is waar, dat U naby die is, Here, wat gebroke van hart en verslaaf van gees is. Wanneer ons liggaamlik ly, Here, is daar soveel dinge wat in ons gemoed aangaan, baie vrae wat ons vra, en wil ek vra dat U hierdie siek mense sal verseker van U nabyheid, en Here, bo alles, dat hulle sal kyk verby die siekte, en sal kan sê, blye versekering, ek weet Jesus is myn. En ag, die belangrikste is, Here, ons gaan een of ander tyd sterwe. Dis iets wat ons nie kan vermy nie, dis iets wat ons nie, Here, kan wegwens nie. Maar ons vra, Here, dat U ook vir ons genade sal gee in die pad daarheen, dat ons U sal verheerlik. En as dit U wil is, genees, Here, na die rykdom van U genade en U barmhartigheid, want ons weet vir U is daar niks onmoontlik nie. Ons bid nou waar ons vanaand gaan stilstaan by Openbaring 5, dat U vir my wysheid sal gee vir hulle wat moet luister, genade sal skenk om te luister, en dat ons, Here, saam in U naam sal vergader met 'n blymoedige hart, en die geleentheid sal geniet om as kinders van die Here saam te wees, en Here, dan ook U te eer vir 'n geleentheid waar ons die woord weer kan aanhoor en uit kan gaan om getuies vir U te wees in hierdie donker en sondige wêreld. Ons eer U, ons loof U en ons prys U naam. Amen. Nou vriende, ek vra om die woord van die Here oop te maak by Openbaring, die 5de hoofstuk. Nou ons het vir so 2 of 3 weke gaan ons so die oggenddiens, aanddiens omruil. Ek het nou vanmôre Psalm 17 gepreek, volgende week Psalm 18, en dan as die Here my spaar, die week daarna Psalm 19, en in die aande gaan ons 'n bietjie kyk na die gedagte van die engele van God, hulle geskape doel, en dan ook
wat hulle dan ook vir ons wil leer, of die Here vir ons wil leer, deur die engele in die boek Openbaring, waar ons die meeste lees van hulle, en dan ook hulle rol wat hulle vervul, en ons gaan nie by engele aanbidding uitkom nie, ek gaan vir u juist waarsku teen die verkeerde tendens van ons tyd, maar ek gaan vir u ook wys hoe kosbaar die Here is in sy genade, om dan ook hierdie wesens daar te stel, om sy naam te verheerlik, en tot sy eer dan diensbaar te wees. So, net so kort oorsig tot waar ons nou trek. U sal onthou op die kaart wat hier aangebring is, hier op my linkerkant, dat ons sien, hier is die boekrol, Openbaring, ons gaan daardeur werk, en ek het vir u nou die dag gesê, soos die Namakwalander sê, ons werk stelselmatig daardeur, né? Ek weet nie hoe lang dit nog gaan vat nie, ons hoop nie, dat het te lang nog gaan vat nie, maar ek reken so teen die einde van die jaar 2025, behoort ons klaar te wees as ons spoed dan ook aansit. So, ons het gepraat oor hierdie 7 gemeentes, ons het gepraat oor die wegname van die kerk van die Here Jesus, die bruilof van die Lam, die krone en die bruilof van die Lam, kosbare gedeelte, en ons is nou hier waar Johannes na die Openbaring 3de hoofstuk, waar die laaste gemeente vir ons genoem word, die gemeente van Laodicea, dan ook in hoofstuk 4, in die hemel weggeneem is, en die Here vir hom kosbare dinge kom toon het. Ons het bietjie gekyk, ons het al so 5 boodskappe uit Openbaring 4 gebring, en ons het laas keer gekyk na die gedagte van misleidings rakende mense, wat kwansies die hemel en die hel gesien het. Ek het vir u gesê, dat Johannes het die hemel werklik gesien, en daar is kere in die Bybel waar ons sien, dat daar so gesig van die hemel was, soos in die geval van Jesaja, en dan ook ander gevalle, maar dit is uitsonderlik, en toe ons by die geval van die apostel Paulus gekom het ons vir u gesê, dat hy het onuitspreeklike dinge gehoor, en hy het nie 'n woord daaroor gesê nie. Toe het ek u gewaarsku teen die boeke wat vandag die rond te doen, waar mense 200-300 bladsye skryf oor een of ander openbaring wat hulle gehad het, en later kom dit uit, dat dit leuns was, of dinge wat hulle opgemaak het, en dinge wat hulle geskryf het, wat nie altyd strook met God se woord nie. Die vermaning het gekom, dat ons sal bly by die Bybel, dat God se woord vir ons die lig vir ons pad, en die lamp vir ons voet wil wees. Vriende, as die Here vir ons meer wou sê oor die hemel, het hy meer gesê. As hy meer oor die hel wou gesê het hy meer gesê, maar Johannes 20:31 sê, dit is beskrywe sodat ons kan glo, dat Jesus die Christus is. Dis tog die belangrikste, ons hoef nie alles te weet wat in die hiernamaals gaan gebeur nie, stem jy saam? As ons alles geweet het en alles was van punt A tot punt Z vir ons presies uitgespel, was daar geen hoop nie, was daar geen iets om na uit te sien nie. Maar ons arbei en ons werk vir ons meester, omdat hy uit genade ons gered het en ons sien uit na heerlikheid. Wat ek vir u wil sê, ons asems gaan wegslaan. Ek dink sou ons nie 'n verheerlikte liggaam ontvang het nie, sou ons die heerlikheid van die grootheid van God nie kon hanteer het en dan in sy teenwoordigheid kon bestaan het nie. Laasweek het ons gekyk na die troon, die 4 lewende wesens, die geseelde boek en die leeu van Juda wat ook die lam was. En die Here het vir ons ook ryklik geseën toe ons gekyk het na die gedagte dat die oordeel van die troon van God sal uitgaan, dat hy wat geskaap het ook die een is wat regverdiglik sal oordeel, sy oordeel sal regverdig wees. Daarvan kan ons seker wees. En die belangrikste verlede week in ons boodskap uit Openbaring 4 en 5 was die aanbidding. Ons het gesien rondom die trone, die 4 lewende wesens, die Here aanbid. Die 24 ouderlinge verteenwoordigend van die kerk van Jesus het neergeval, hulle krone neergegooi en hom aanbid. En ek het vir u gesê, die hoogste en belangrikste prioriteit van elke bloedgewaste van die Here is aanbidding van die Here. En ons stoei daarmee, in hierdie gebroke wêreld met al die sonde en ellende, en ek en Calvin praat nou die dag daaroor, hoeveel mense in hierdie dag wat verby is, dood is, hoeveel hulle vergryp het aan drank en dwelms en verkrachtings en moord en inbrake en al hierdie boosheid wat vandag gebeur het, te midde van dit alles, moet ons God aanbid en weet, dat hy 'n volmaakte plan het wat hy ten uitvoer sal bring, en in hierdie chaos red hy nog siele, vir sy kosbare koninkryk, en weet ons, dat hierdie aarde is nie die Here se koninkryk nie, die Bybel sê vir ons baie duidelik, alhoewel hy in beheer is van alles, is daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat vir ons wag, en terwyl hierdie wêreld in sy gevalle toestand is, het ons die verantwoordelikheid, om die Here te aanbid, en vir hom 'n getuie te wees. Vanaand dan Openbaring 5, vers 1 tot 14, en ons gaan so 'n paar verse lees, en ons gaan vanaand in besonder praat,
oor die gedagte, die engele van God en hulle geskape doel, dit gaan deel 1 wees. Openbaring 5 vers 1, en ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wees waardig om die boek oop te maak, en sy seels te breek, en niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek, dit is Johannes, het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, jy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe, die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Kosbare gedeelte in God se wonderlike woord. Nou vriende, ons het reeds saam gebid en daarom gaan ek sommer dadelik oorgaan na ons teks en oordenking, die 10de vers van hoofstuk 5 van Openbaring. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Die tema dan van vanaand is die engele van God en hulle geskape doel. Nou vriende, ons weet dat Johannes nou hierdie kykie in die hemel kry, en hy skryf neer dit wat God aan hom geopenbaar het, en ons lees daarvan in Openbaring 4 tot so by Openbaring 18, 19, waar ons gaan kyk na hierdie tyd van die groot verdrukking wat gaan plaasvind. Maar wanneer ons kyk na hierdie baie besondere hoofstukke, dan sien ons die gedagte van engele, of die gedagte van engel, wat telke male na vore kom. En ek het gedink dit is noodsaaklik om bietjie oor hierdie saak te praat, juis omdat kinders van die Here nie altyd ingelig is oor die saak van God se engele, die geskape doel van die engele, en wat ons vandag beleef in die tyd waarin ons onsself bevind nie. Soos u weet, is baie van ons familielede, vriende, bure, en so kan ons aangaan, mense wat in kerke is, waar daar beweer word dat hierdie persoon vanmôre 'n getuienis gelewer het in die kerk, waar hy in kontak gekom het met 'n engel, of 'n engel aan hom of haar verskyn het, om sekere boodskappe oor te dra. En dikwels staan ons en ons sê, ag, dis nonsens, of ons sê, ag man, ons glo dit nie, of ons begin redeneer en stry, maar ons weet nie regtig wat om te sê en hoe om hierdie mense te beantwoord nie. En die gebed van my hart is om u in te lig vanaand, sodat ons 'n beter verstaan kan kry, want die gedagte van engele of engel kom baie voor in God se woord. Nou 194 maal in die Bybel vind ons die woordjie engel, waarvan 53 keer in die boek Openbaring is.
Baie interessant, die boek Openbaring maak geweldig baie van die engele van God. Daar's 88 keer in die Bybel die meervoudsvorm engele, en 22 keer daarvan lees ons dit in die boek Openbaring. Nou in die Ou Testament vind ons die woordjie malak vir engel, in die Nuwe Testament is dit die woordjie angelos, wat ons vir die woord of die gedagte van engel vind. Nou in beide die Ou Testament en in die Nuwe Testament beteken dit dat engele is boodskappers of gestuurdes van God. Hulle word ook genoem seuns van God, as u na Job 1 vers 6 gaan kyk, en dan ook heilige wesens, Psalm 89 vers 5 tot 7. So as die Bybel so baie melding maak van engele of engel, dan het ons nodig om te kyk na hierdie onderwerp, na hierdie saak, en ons moet ook sien wat die Here vir ons wil kom leer uit hierdie bepaalde gedagte. Hulle is boodskappers, hulle is gestuurders van God, en die Bybel maak ook melding van seuns van God en heilige wesens. Nou uit die gegevens, vriende, kan ons duidelik aflei dat engele 'n groot deel uitmaak van God se skepping, en ook 'n groot deel sal hê in die uitvoering van God se oordeele op die aarde aan die einde van dae. Nou mense vra my dikwels, hoeveel engele is daar? Antwoord, ek het nog nie daai som probeer maak nie, want die Bybel gee nie vir ons die presiese getal nie, maar ek wil vir u sê, ek en jy het nog nie so ver getel in ons lewe nie. Ons het nog nie so groot som gesien nie. En iemand vra my in die week wat verby is, hoekom is daar so baie planete en sonnestelsels, en waarom is alles so groot en majestueus, en vind mense net nuwe sonnestelsels en 'n nuwe planeet, en ek het gesê eenvoudig, omdat God vir ons wil sê, luister, jy is klein, ek is groot, jy buig, jy aanbid my, want ek is God en jy is klein. En ek wil vir u sê, dit is wat ons in hierdie boek Openbaring moet raak sien. Selfs hierdie magtige wesens, wat by magte is om een engel wat in een aand 185.000 Assiriërs gedood het, voor hierdie heilige God buig, in bewing en in aanbidding, en onmiddellik sy opdragte uitvoer, sonder om hom te bevraagteken, of sonder om enigstens te stribbel. Dis die belangrikheid wat ons moet sien, dat hierdie engele is geskape wesens, hulle is diensknegte van die Here, hulle is boodskappers, hulle is gestuurdes, sodat hulle ook God kan verheerlik. Waarom praat ek vanaand met u oor hierdie baie belangrike saak? Wat is die sin en doel dat u vanaand moet leer oor engele? So 'n paar gedagtes wat ek vir u wil noem. In die eerste plek sien ons in Handelinge 20 vers 27 sê Paulus aan die ouderlinge van die gemeente in Efese, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. U gaan sien hoe die engele vanaand inpas in God se volkome raadsplan. Hulle is nie doelloos geskape nie. Hulle is nie maar net daar nie. Hulle is geskape met 'n bepaalde doel, en u sal sien hoe kosbaar dit ook inwerk in God se ewige raadsplan, en hoe dit ook aan die einde van die eeue sal saamwerk om die Here te verheerlik. Die tweede rede waarom ons oor hierdie gedagte praat vanaand, is sodat u ingelig kan wees, aangesien engele en engele boodskappe die nuutste vorm van misleiding of streepgesag in die kerk geword het. Ek wil vir u sê, dit lyk vir my of mense met engele oor die kop geslaan is. Engele, boeke en beelde is die wêreld vol, en daar is selfs aanbidding van hierdie wesens. En ek dink as die engel die geleentheid vanaand gehad het, wat in aanhalingstekens aanbid word, sou hy onmiddellik dit gestop het. Want die Bybel leer vir ons toe, die engele verskyn het aan sekere van die Bybelse figure, en hierdie Bybelse figure die engele wou aanbid, het hulle onmiddellik gestop en gesê, ons is maar net ook geskape wesens. Derde rede waarom ons hieroor gaan praat is, wat is die sin en doel daarvan? Sodat u en ek ons kan verheug in die God, wat hierdie wesens daar gestel het, vir sy eer, vir dienswerk, hoor gou, en tot ons voordeel. Hulle is dienende geeste, en ons gaan later daarna kyk. Die Here het hulle geskape vir sy eer, die Here het hulle geskape vir dienswerk, en die Here het hulle geskape dan ook vir ons voordeel. Dis waarom ek praat met u oor hierdie gedagte, dat ons bietjie van die onsmaaklikhede uit die weg kan ruim. En is ongelukkig, vriende, as 'n mens die Bybel lees, dan sê die Here, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering en tot weerlegging. Partykeer moet ons weerlê dit wat ons sien
in ons samelewing besig is om hoogtyd te vier en kinders van die Here op 'n dwaalweg wil bring. En ons moet vanaand bietjie kyk na hierdie gedagte van hoe kan ek u waarsku? En aan die ander kant, hoe kan ek u bemoedig oor die gedagte van hierdie heerlike wesens soos in God se woord vir ons opgeteken. Die paar gedagtes waarna ons gaan kyk vanaand en dan ook volgende week is die gedagte waarom die hedendaagse obsessie as dit kom by engele en engele boodskappe. Ons gaan bietjie kyk wat is die doel waarom God engele geskaap het. Ons gaan kyk wat is die engele se rol en funksie vandag. Is hulle nog presies werksaam soos in die dae voor en waarin die Bybel geskryf was? Wat van die bose engele, hoe moet ons die gedagte verstaan? En ons gaan poog om dan ook vanaand en volgende Sondag dit vir u te beantwoord. Nou ons moet ongelukkig by die negatiewe begin. By die onsmaaklike ene of die gedagte van die vergryp aan of die obsessie wat mense met engele het. In die tydskrif Time Magazine het hierdie mense navorsing gedoen en 'n meningspeiling waarin hulle vasgestel het hoeveel mense glo dat daar engele bestaan en of hulle nog vandag aktief en werksaam is. Nou hulle het met hierdie inligting na vore gekom dat 69% van die mense wat hulle dan ondervra het glo dat daar engele bestaan. 69% glo dat daar engele bestaan. Dan was daar 55% wat glo dat hulle baie mag het en as agente van God werksaam is. 46% glo dat elke persoon op aarde sy eie beskermengel het. 49% glo dat gevalle engele bestaan en 32% beweer dat hulle al ontmoetings met engele gehad het. Nou vriende, ons praat van massas mense wat beweer dat hulle ontmoetings met engele gehad het. Nou luister, jou kleinkind kan vir jou soos 'n engel lyk, maar sy is nie 'n engel nie. Jou vrou kan vir jou soos 'n engel lyk, maar sy is nie 'n engel nie. Wat ek vir u probeer sê is, hierdie mense glo dat daar bonatuurlike wesens na hierdie aarde gekom het en met hulle gekommunikeer het en boodskappe aan hulle oorgedra het. Ek lees vir u 'n aanhaling uit die Time Magazine. Die skrywer skryf, hy sê, it's quite obvious that angels are the craze right now. Book after book mentions angelic encounters. One bookstore had over 50 different titles on the topic of angels. U kan die boekie gaan lees, Facts on Angels, wat deur Ankerberg en Weldon geskryf is, twee besondere teoloë, en hulle skryf hierdie feite dan ook, dat daar oor die 50 boeke vandag gesirkuleer word oor die gedagte van engele. Nou baie interessant, kom ek gee vir u van die titels van hierdie boeke wat geskryf word oor engele. Boeke soos Angels on Assignment, Devotion to the Holy Angels, 100 Ways to Attract the Angels, Send Me Your Guardian Angel, The Angel's Guide for Spiritual Growth, Answers from Angels, en so kan ons die lys langer maak. En jy kan agterkom, baie van hierdie titels is nie in lyn met wat God se woord vir ons sê, wat die geskape rol en doel van engele is nie. Daarom is dit nodig om u vanaand te waarsku en vanaand vir u te sê, kom ons gaan kyk Bybels na wat God vir ons wil leer oor die gedagte van engele. Wie van hierdie program gekyk, Touched by an Angel? Jy kan jy hand maar opsteek, moenie skaam wees, ek het dit ook gekyk. Touched by an Angel, baie emosioneel, né? Daai hele gebeurtenis in Hollywood het dit vir ons so geskep dat ons ook op 'n stadium gedink het, as my engeltjie ook maar net vir my kan kom sê en my kan help soos hierdie mense gehelp is. Luister, hierdie reeks het 21 miljoen mense per week bereik. So met ander woorde, die nuuskierigheid van mense en die begeerte dat engele ook met hulle moet kommunikeer en die verkeerde in hulle lewe moet regstel, is iets wat ons sien in ons tyd al hoe meer veld wen. Nou vriende, die groot vraag is vanaand is, wat is my bekommernis? As ek hierdie statistiek aan u voorhou, as ek vir u hierdie goed noem, die boeke wat geskryf word, wat is my groot bekommernis? In die eerste plek is my groot bekommernis, die obsessie met engele bring mee, dat baie valse godsdienste na vore kom en almal beweer dis deur engele aan hulle geopenbaar. Ek noem vir een of twee.
Ons dink aan kerke soos die Mormoonse kerk. Ons lees hoe Joseph Smith dan hierdie goue plate van die engel Moroni ontvang het. Nou ek noem hom somme die engel Macaroni. Dan vergeet ek hom nie gou nie. Maar hy's eintlik Moroni. Hy het seker vir Fatties en Monies gewerk. Dis hoekom hy daarby uitgekom het. Maar dit daar gelaat. Hierdie goue plate wat vir hom gegee is in die valse boek, die boek van Mormon is geskryf, 'n anti-christelike, ek wil amper sê God oneerende beweging, wat veld wen oor die wêreld en een van die rykste kerke tans in die wêreld is. Die Jehovah se getuies het ook baie engele boodskappers wat vir hulle sekere goed dan meegedeel het. En dan selfs die Rooms-Katolieke kerk, vriende, staan nie ver agter in die lyn van engele openbaringe en dinge wat gebeur het nie. En baie interessante algemene gebed wat Rooms-Katolieke bid is, Angel of God, my guardian dear, to whom his love commits me here, ever this day of night be at my side, to light and guard, to rule and guide. En dan, ek wil nou nie die woord amen sê, dan dink julle ek het nou klaar met die preek, en ek het begin nou eers. Ek is nie klaar nie. Maar wat ek gesien het uit hierdie gebed, wat hierdie Rooms-Katolieke mense bid, en dit is 'n algemene gebed wat hulle bid, het die vraag in my hart opgekom is, kyk hoe vinnig mislei die duiwel ons. Die fokus moet wees op Christus. As engele vanaand 'n boodskap uit die hemel kon laat weer klink, sal dit wees Christus. Hy is die een wat aanbid moet word. Hy is die een wat op die troon sit, en tog word mense mislei, en elkeen se ervaring en belewenis is vandag, so sê die Here. Daarom in die eerste plek wat pla my is die obsessie wat daar vandag is met engele en die valse leerstellings en die booshede wat na vore kom. Maar vriende, selfs in verskeie Christusbeleidende kerke, ons dink aan die 5 movement en self Pinksterkerke, waar leiers beweer dat hulle sogenaamde openbaringe ontvang het van God of van engele, en dan die inligting wat ontvang is skrifvreemd en kommerwekkend is. U kan in die boek gaan kyk, Facts on Angels, bladsy 36, 38 en 39. Nou ek weet nie van u nie, maar as u gaan praat met die deursnee charismaat, of jy gaan praat met mense wat op televisie na TBN, of na hierdie kanale van Sit-Rof kyk, waar hy praat oor die supernatural, dan is dit altyd engele of boodskappers wat verskyn het aan mense, om vir ons te sê, ons het nodig om ons te bekeer, of ons het nodig om hierdie seed of faith, soos hulle het noem, te saai, sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word. En as ons kyk na hulle gedagte, en ons sien hoe ver hulle van die woord af weg beweeg, dan raak ek bekommerd, omdat baie kinders van die Here nie antwoorde kan gee, in hierdie moeilike situasies, en wanneer familie en vriende hulle bombardeer met, ek het dit ervaar, wat het jy daaroor te sê nie? Dit is die derde gedagte. Die hartseer feit is dat die kerk van Jesus oor die algemeen oningelig is, oor waarom God engele geskaap het, en ook wat hulle taak, rol en doel vandag is. Byna niemand vra as iemand beweer, 'n engel van God of God het aan my verskyn nie. Die teendeel is waar. Mense kom met die gedagte, wie dink julle is julle? Om te bevraagteken dit wat ek ervaar het. Ek het onlangs vir mense gesê, luister, jou ervaring is nie so sê die Here nie. Ons almal kan sekere goed ervaar en beleef. Dit beteken nie, dit is so sê die Here nie. Ek het onlangs met mense gepraat wat vir my gesê het, hoe hulle dan met familielede gepraat het, wat ook een of ander ervaring of belewenis gehad het, en die opstandigheid, as jy dit durf bevraagteken. En ek wil vir u sê, hoe verder die kerk wegbeweeg van die woord van God, hoe meer sal hierdie goed na vore kom en veld wen. En ek wil vir u vanaand sê, ons het nodig om te verstaan wat die Here in Romeine 3 vers 4 sê, maar God moet waaragtig wees, en elke mens leenagtig soos geskryf is, sodat u geregverdig kan word in u woorde, en oorwin as u gerig hou. Ek weet nie of u al geluister het na getuienisse van mense wat engele gesien het, of 'n stem van God gehoor het, hoe dit oor tyd verander nie. Elke nou en dan het hulle iets wat hulle byvoeg, of meer sê, of die belewenis bietjie meer sensasioneel maak. Hoekom? Want u sien, alles gaan oor sensasie. Ek het ervaar, ek is hierdie geestelike blou oog kind van God. Wat sê jy daarvan?
Julle is klomp geestelike agtergeblewenes. Julle is eintlik deel van hulle wat nie weet hoe om die gees en die krag van God te ontsluit nie. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy by die woord bly, is jy nie 'n geestelike agtergeblewene nie. Jy's 'n gehoorsame kind van God. Hierdie verskynings, hierdie openbarings, hierdie dinge wat vandag besig is om die ronde te doen, is net daar om ons te mislei en van God se woord weg te neem. Kom ek gaan vir u wys in die Ou Testament, was dit nie 'n vreemde verskynsel, dat selfs profete in die Ou Testament valse dinge gesê het, oor verskynings van God, stemme van God, en dan ook dinge wat na hulle kant toe gekom het nie. Hoor hoe waarsku Esegiel in Esegiel 13 vers 1. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat profeteer, en sê aan die profete uit hulle eie hart, verskoon, en wat profete uit hulle eie hart is. Hoor die woord van die Here, so spreek die Here, wee die dwaase profete wat agter hulle eie gees aanwandel, en agter dinge wat hulle nie gesien het nie. Jou profete, o Israel, is soos jakkalse in pynhope. Julle het in die bresse nie opgegaan nie, en die muur nie gebou om die huis van Israel, om in die strijdpaal te staan in die dag van die Here nie. Hulle het nietigheid gesien en leenagtige waarsêry. Hulle wat daar sê, die Here het gespreek, terwyl die Here hulle nie gestuur het nie, en dan wag hulle op die vervulling van die woord. Het julle nie bedrieglike gesig gesien en leenagtige waarsêry gespreek nie, deurdat julle sê die Here spreek, terwyl ek nie gespreek het nie? Daarom so spreek die Here, omdat julle valsheid gespreek en leenagtige gesigte gesien het. Daarom kyk, ek het teen julle spreek die Here. En my hand sal wees teen die profete wat bedrieglike gesigte sien en leens waar sê. Hulle sal in die vergadering van my volk nie wees nie, en in die boek van die huis van Israel nie opgeskryf word nie, en in die land van Israel nie kom nie, en julle sal weet dat ek die Here is. U sien wat die Here eenvoudig vir Esegiel hier sê, is dat elke tweede man het om daarop beroep, dat die Here iets gesê het, of dat hulle 'n gesig gesien het, of 'n openbaring van God gekry het. As u dink aan die miljoene mense, wat oor al die geslagte geleef het, tot op vandag, is daar uitsonderlike gevalle, waar die Here deur engele aan mense gekommunikeer het, en sy woord dan ook aan mense deurgegee het. Hulle is uitsondering op die reël. Vandag is dit die reël, terwyl ons die woord van God alreeds in ons hande het. Dit bring ons vriende by hierdie baie belangrike vraag. Met al dit wat ons nou alreeds gesê het, wat is die engele se taak en doel en rol vandag? Word hulle nog deur God gestuur om nuwe boodskappe en nuwe openbaringe en nuwe waarskuwings te gee? Die jong meisie wat onlangs gesê het, so 3 jaar terug, dat Kaapstad getref gaan word deur 'n tsunami. En almal het gesê, wow, hierdie meisie is 'n profetes van God. En daar staan Kaapstad nog net so goddeloos soos hy 3 jaar terug was. Met al sy boosheid, die pinkstad van die wêreld. Sal dit gebeur? Ek weet nie. Dis in God se hande, maar niemand het daarna verskyn nie. En dis presies wat die skrif sê, mense praat uit hulle eie gedagte. En ek wil vir julle sê, as ek videoetjies kry en hierdie goed op YouTube, wil ek omtrent die stype kry. Verskoon die platvloerse uitdrukking, moet my asseblief nie aanvat daaroor nie, is maar net 'n uitdrukking. Maar die gedagte maar net, dit ontstel my wese so, dat kinders van die Here nie onderskeid kan tref, tussen God praat deur sy woord, en almal se stemme wat vandag vir ons goed wil sê nie. Die vraag vanaand is, wat is die engele se taak, doel en rol vandag, hier in die jaar 2022? Ten eerste moet ons weet, dat hulle deur God geskape is vir God, om hom te aanbid. Waarom sou God hulle skape om hom te aanbid? Omdat hy God is. Kom ek lees gou vir u 'n baie bekende uittreksel uit die woord. Ons weet koning Josia is dood en Jesaja is baie ontsteld en hy gaan in die tempel en die Bybel sê serafs het bo hom gestaan, dit is bo die Here, en elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 hulle aangesigte bedek en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is vol van sy heerlikheid.
Wat vir my verskoon interessant is, in die groot verdrukking gaan daar op 'n stadium 30 minute van stil te wees. Dit een predikant gesê, ja, is omdat vrouens nie daar gaan wees nie. Dis nie waar nie. Dis glad nie wat die Bybel sê nie. Dit gaan voor God sy groot oordeel op die aarde uitstort, gaan selfs die engele en al die heilige wesens in afwagting sit vir die groot oordeel van God wat sal kom. Daarom wil ek vir een hierdie aand sê, God het engele geskape vir sy eer. En ek wil vir u sê, as u vanaand enigsins 'n minderwaardige gedagte van God het, dat hy daar is om soos Kersvader heeltyd vir jou geskenke aan te dra, vergeet daarvan. Hy is die heilige God wat aanbid moet word, soos die engele hom aanbid, moet ons hom aanbid en wag dat sy heerlikheid geopenbaar sal word. In plaas van om engele besoeke te soek en te vra, Here, stuur een van my guardian angels dat hy met my kom praat, sê ek, man, ek wil dit nie hê nie. Gee my die woord en gee my verligte oë van die verstand om te verstaan wat die woord sê. Dis meer werd as goud en silwer. En soos Martin Luther in die reformatie gesê het, ek soek nie engele boodskappers nie. Ek soek nie ervarings en visioene nie. Gee my 'n verstaan van die woord van God. Dis wat ek wil hê. En dis wat my koers sal gee in die lewe. Mense, ag hierdie boek gering, luister. Dis die kosbaarste besitting in jou huis. Dis die kosbaarste boek wat jy ooit kan besit. Want is die enigste boek wat baie duidelik sê, dit is deur God geïnspireer. Die tweede gedagte, waarom is die engele geskaap? Hulle word deur God self uitgestuur vir dienswerk. Daar is 'n duidelike verskil tussen hulle werksaamhede ten tye van die Ou Testament en die Nuwe Testament, en die rede is omdat die Bybel of die kanon, soos ons dit vandag ken, die 66 geïnspireerde boeke was nog nie voltooi nie, en daarom lees ons van engele boodskappers wat na kinders van die Here gestuur was, met spesiale boodskappe. Ons dink aan Lot en Sodom en Gomorra, ons dink aan die geboorte van Jesus, ons lees van die ontroue profeet Balak of Balaam, wat dan ook hierdie waarskuwing van die engel van God gekry het. Maar hoekom het ons nie vandag met hierdie engele besoeke? Wat vir ons kom sê, hoorie, luister Gerard, die pad wat jy nou opstap is verkeerd nie. Want die Here sê vir onsself in 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Let op vers 17. Sodat die mens van God volkome kan wees. Vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek het jare terug 'n reeks dienste by 'n predikant gehou en sy dogter het ook hierdie oor die kop geslaan met engele en die Here sê en dit sê en dat sê en toe sy daar so in haar diep Amerikaanse Engels vir my wil sê, sy is eintlik 'n Suid-Afrikaner, vir my wil sê, luister, die Here het vir my gesê, toe sê ek wil nie hoor dat die Here vir jou gesê het nie. Hy sal vir my sê as hy wil sê. Wat ek vanaand vir u sê is dat ek nie 'n engel gehad het vir my hierdie boodskap gegee het en ek het net geskryf en uit my hand gevat en wat ek sê is geïnspireer en daar is nooit fout nie. Wat ek vir u sê, ek probeer verklaar dit wat God uit sy woord sê, sodat u ondersoek kan instel en dat daar 'n liefde vir God se woord deur hierdie boodskap in die hart na vore sal kom. En dat u 'n versigtigheid sal hê vir almal wat namens God wil praat en sê dat hulle een of ander ervaring gehad het met 'n engel of 'n stem van God of woorde van God. Ek wil vir u sê, vriende, as iemand sê, die Here het vir my gesê, is ek al klaar op my senuwees. Dan bewe ek al klaar. Want dan weet ek, hier kom weer iets wat liefs gelaat kon word. As jy vir my sê, die Here het vanmôre uit die woord vir my gesê, dan sê ek, praat asseblief. Sê vir my. Ek wil hoor wat het God vir jou gesê. Dan gaan ek vir jou sê wat het God vir my gesê. En so kan ons redeneer en praat uit God se woord en ons weet, God word verheerlik. Want die woord is gegee sodat elke mens van God volkome kan wees. Vir elke goeie werk volkome toegerus. Jy moet tog nie Handelinge 2 verkeerd verstaan. In die laaste dae sal ou mense drome droom en jong mense sal gesigte sien. Jy moet tog nie daai gedeelte verkeerd verstaan. Ek gaan daaroor preek een of ander tyd. Dit word totaal uit verband geruk om 'n sekere gedagtepatroon te vestig by mense wat vreemd is aan die woord van die Here. 'n derde gedagte, vriende, wat ek onder die aandag wil bring, wat is die engele se taak, doel en rol vandag? Hulle sal deel wees en deel uitmaak van die uitvoering van God se eindoordele, soos ons dan ook volgende week sal sien. Hulle gaan baie belangrike rol vervul. U sal sien daar
op ons kaart sal u sien, daar is 'n engel, wat die bassyne gaan blaas, en u sal sien hierdie, wanneer ons oor die 7 persone en die 7 skale gaan praat, dat God sy engele kragtig gaan gebruik. Ek dink as ons vanaand, as hier vanaand, 'n engel in hierdie midde van ons neersak, wil ek vir u sê, hardloop ons deur hierdie deur. Hy sal nie vir ons hou nie. Want is magtige wesens, wat die Here God aanbid, en hulle voer sy opdragte oombliklik uit. Hoe dikwels kry ons in die woord van die Here opdrag, gaan en maak disippels van die hele wêreld, en dan redeneer ons. Maar Here, is dit so, en moet ons so maak, en sis, en hierdie kant toe, plaas ons net sê, kom ons doen dit, want God sê vir ons, in sy geïnspireerde woord. Nog 'n rede, verder word engele deur God uitgestuur om die heiliges by te staan. Dit beteken nie dat hulle fisies aan ons verskyn om boodskappe oor te dra nie, nee, daarvoor het ons die Bybel, maar hulle word uitgestuur om die heiliges by te staan. Nou ek wil vanaand vir u sê, ons sal eendag in die heerlikheid, sal miskien aan ons geopenbaar word, in watter mate die engele betrokke was, by ons lewens. Ons dink aan Daniël in die leeukuil, en weer die bekke van die leeu's gesluit, 'n engel van God, 'n besondere gebeurtenis wat plaasgevind het, en ons kan nie in die geestesreëlam sien nie. Ons weet nie watter opdragte God sy engele gee aangaande my en jou nie, maar een ding kan ons lees in die woord, en ek lees vir Hebreërs 1 vers 13, onthou, die hele Hebreërs 1 gaan oor die heerlikheid van Christus bo die engele, dat hy God is wat mens kom word het. En nou skryf die Hebreërs skrywer, en aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete. Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie. Hulle word uitgestuur vir dienswerk. Nou terwyl ek hierdie boodskap voorberei, het ek gedink aan hierdie gedagte in 2 Konings. Die koning van Aram wil die land Israel inval en die volk Israel oorrompel. En elke keer as hy by 'n plek kom waar hy nou dink hy kan inval of oorlog voer, dan weet Israel daarvan, en hy het later gesê, wie van julle praat uit? Wie van julle vertel vir die koning van Israel wat aan die gang is? En die koning van Aram se diensknegt sê, dis nie ons nie. Daar's 'n man met die naam van Elisa. En hy ken iemand wat baie groter is as u koning. Hy ken die God van hemel en aarde wat geheime openbaar. En nou lees ons in 2 Konings 6:15. En toe die dienaar van die man van God, dis van Elisa, vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydbaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Ek wens baie keer ek was daar. Ek dink hierdie man se oë was so spierings, hy was so wit soos 'n lijk, sy knieknop het te mekaar gebewe soos 'n Pinocchio. Onthou u, julle jong mense sal nie weet wie Pinocchio is, ons ou mense weet. Dis die kind wat sy nie so gegroei het en gelieg het, né? Maar hy was 'n houtkabouter, sê hulle. Sy knieknop het te mekaar geklap, en hierdie dienaar is bang, hy sien hierdie leer van Aram, die koning van Aram. Vers 16, Elisa antwoord hierdie diensknegt, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Ek dink hierdie diensknegt het gedink, Elisa het dit verloor. Hy het dit totaal verloor. Miskien moet hy 'n pensioen vat, vroeë pensioen. Want ek sien nie die leers van Aram, en hy sê, dat hulle wat by ons is meer as hulle wat daar om ons is. Elisa, wat is fout? Hoor nou, vers 17, en Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. God wat hier die kosbare uitkoms vir hulle gee. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy hierdie waarheid begin verstaan, gaan jy ophou in vrees lewe, wanneer jy in die môre uit jou huis uit gaan, en wanneer jy vanaand jou deur sluit. Want God is in beheer van jou en my tyd, van ons lewensspan, van dit wat ons in hierdie wêreld sien en beleef en ervaar. En luister, daar gaan nie 'n haar van jou en my hoof afval, as God dit nie weet nie. En hy gee sy engele opdrag aangaande die kinders van die Here,
om hulle veilig eendag in die heerlikheid in te bring. Wat het gebeur toe die man Lazarus sterwe? Die engele van God het hom weggedra en na die boesem van Abraham geneem. God se engele voer God se opdragte uit. Ons sien dit nie altyd nie. Ons weet nie altyd wat gebeur daar in die geestesreëlaam nie. Maar al wat ons weet is God gee opdragte. Die engele voer dit uit en ons beleef sy seën. Ek wil vir u sê, toe ek tot bekering kom en ek begin so ietsie van die Bybel verstaan, en ek wil vir u sê, ek verstaan nie veel nie. Hoe langer ek die Here dien, hoe meer besef ek, hierdie God van die Bybel is te groot vir hierdie klein verstand om te verstaan. Dis gewoonlik hulle wat dink, hulle weet baie. Wat sê, ag nee, wat, ons het alles onder die knie. Ons weet wat in die Bybel staan. Maar ek wil vir u sê, in die jare wat ek die Bybel bestudeer, en toe ek tot bekering kom, het ek gedink aan tye in my onbekeerde toestand, hoe God my van 'n gewisse dood gespaar het. En elkeen van u wat vanaand hier sit, kan getuig daarvan. En ek vra myself dikwels die vraag af, was dit nie maar God wat sy engele aangaande my bevel gegee het, om my te bewaar nie. Ek vertel vanaand vir 'n hulle, want hulle praat so oor een van die werksmanne wat aangeval was, en Winnen vertel hoe hy hulle deur die bakkie venster hierdie groot klip gegooi het, sy gesig getref het, en hy operasie moet ondergaan, en ek sê vir hom, hier in my gesig, ek het so, dink ek 16 of 18 steke gehad, toe hulle ons vastgekeer het in 'n swart woongebied, jare gelede in die polisie. Ek het daar die dag gedog, ek gaan dit nie maak nie. En ek dank die Here, ek het dit gemaak. Ons het deur daar die massas mense gekom, om aan die kant lewendig uit te kom, bloeiende ja. Maar God het my gespaar, omdat hy ook 'n afspraak met my gehad het, 'n jaar later op swartwater grensbasis, waar hy my siel kom red het. Daarom wil ek vanaand vir u sê, ek en jy sien nie altyd alles nie. Maar ons moet weet en verstaan dat God sy engele uitstuur vir dienswerk, vir die wat die saligheid sal beerwe. Dr. Warren Wiersbe, een van my gunsteling skrywers, sê, angels are real beings, and they minister to God's people, but it's God who commands them, not mere humans. Ek hoor deesdae hierdie pastore en priesters en apostels en ek weet nie wat noem julle almal nie, wat selfs vir God opdrag gee. I command you to do this and do that. Dan dink ek vir myself, my groot grief, dat jy hierdie moed het. Miskien bietjie meer moed as verstand. Ons kan nie eens God se engele opdragte gee nie. Ons het geen reg daartoe nie. Want God is in beheer en hy gee aan sy engele opdrag. Hy skryf verder, hy sê, one day in heaven, we'll find out how much they've helped the family of God in times of difficulty and danger. Kosbare aanhaling wat hy dan ook geskryf het. En nou moet ek my boodskap afsluit. Ek sien is amper 6:00 en ek wil nie weer oor tyd werk nie. Maar kom ons kom by die einde. Wat maak ons met 'n vers soos Hebreërs 13:2? Het jy al gewonder oor hierdie vers? Daar staan, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommiges, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. En nou sê mense, ek weet nie of Renier dalk 'n engel is nie, so kom ek maak my huis vir hom oop, of Pooi, miskien is hy 'n engel en ek moet my huis vir hom oop maak. Is dit wat hier staan? Is dit wat hier vir ons deurgegee word deur die skrywer van die boek Hebreërs? Ek hoor nou dat 'n ander predikant sê die Here het vir hom in sy stilte tyd gesê dat Paulus die boek Hebreërs geskryf het. Is interessant dat al die teoloë oor al die jare nie weet wie die boek Hebreërs geskryf nie. Maar ons los dit daar. Hy het miskien ook 'n engel gehad, sy guardian angel wat vir hom gesê het, dis Paulus. En hy het dit geglo. Maar die skrywer van hierdie brief, wat ons nie weet wie dit is nie, skryf aan Jode. En die konteks moet nou in ag geneem word, dat ons nie verkeerd verstaan wat die skrywer in die Hebreërbrief wil sê nie. Die skrywer hier is besig om sekere belangrike aspekte aan die einde van hierdie brief aan sy gehoor deur te gee, of die persone wat hierdie brief sou ontvang. En hy begin en hy sê die broederliefde moet bly, vers 1. Die tweede vers, vergeet die gasvryheid nie. Die derde vers praat oor die gevangenisse, en u kan deur daardie gedeelte gaan werk. U sien, die Hebreërskrywer, wat hoofsaaklik aan Jode skryf, sluit die brief af.
deur sekere kosbare deegtes voor te hou, wat eie aan 'n kind van die Here is. Die Joodse gehoor wat hierdie skrywer in gedagte het, sou dadelik vers 2 verstaan, aangesien hulle geweet het van Abraham in Genesis 18, onthou u, die engele wat na hom toe gekom het, en hy het vir hulle kos gemaak, en hulle het sekere aankondigings gemaak. Later die verwoesting van Sodom en Gomorra. Ons dink aan Lot in Genesis 19, ons dink aan Manoag in Rigters 13 vers 11, sonder dat hulle dit aanvanklik geweet het hierdie heerlike wesens aan hulle verskyn. En onmiddellik het hierdie Jode, aan wie die Hebreërskrywer skryf, geweet waarna verwys hy. En hy het nie verwys daarna dat ons mense en vreemdelinge moet ontvang, omdat ons dink hulle is miskien engele nie. Hy probeer 'n beginsel vir ons deurgee. Die beginsel is nie dat ons as 'n vreemdeling by ons kom aanklop vir hulp, hom moet akkommodeer omdat ons dink hy is 'n engel nie. Nee, die gedagte is eenvoudig, en ek het 'n bietjie navorsing gedoen en bietjie gelees deur wat kommentaarskrywers sê. Die gedagte is eenvoudig dat die Hebreërskrywer sy brief afskryf en aan hierdie Jode 'n beginsel kom neerlê, soos Abraham en soos Lot en soos hierdie mense gasvry was. Moet jy dieselfde beginsel aan die dag lê. Jy moet saam volg, want dit was so kosbaar in my studie toe ek hierdie waarheid raak sien. Ons moet altyd versigtigheid aan die dag lê, maar vriende, ons moet help waar ons kan. Veral as daar erge nood heers. En toe lees ek hierdie volgende wat die kommentaarskrywers met mekaar verbind, wanneer dit kom by Hebreërs die 13de hoofstuk. In Matteus 25 vers 34 sê Jesus, dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk, wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad, en julle het my iets te ete gegee. Ek het dors gehad, julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee, ek was siek en julle het my besoek, in die gevangenis was ek, en julle het aan my toe gekom. Dan sal die regverdiges om antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien, gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee, en wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Het was my so kosbaar toe ek hierdie twee goed met mekaar kan koppel en sien dat die Here vir ons die beginsel wil kom leer in Hebreërs 13. Vergeet die gasvryheid nie. Soos Abraham engele gehuisves het sonder om dit te weet. En so ook Lot en later ook Manoag. En later is uitgevind wat dit is, so moet ons ook 'n gesindheid hê van omgee, in besonder vir die broeders, maar dan ook vir hulle wat in nood is. Luister, as een ek vanaand het, moet ons gee. Ek wil vir 1 of 2 voorbeelde noem. Daar was 'n oomie in my gemeente in Vredendal, sy naam was oom David Strauss. 'n redelike harde man. 'n redelike man wat regiet was in sy wee, en ek weet nie wanneer hy tot bekering gekom het nie, maar glo my, toe hy tot bekering kom, het hy goed tot bekering gekom. Dis in daardie tyd dat ek in Vredendal was, en ek hoor, hoe begin hy regmaak teenoor mense wat hy ingedoen het in sy lewe. En op 'n stadium hoor ek het dit nie, hy het dit nie vir myself gesê nie, maar op 'n stadium hoor ek hoe hy elke nou en dan mense wat niks het nie, na 'n restaurant toe vat en vir hulle sê, kom, ek gee vir julle ete om te eet. En weet jy wat, Augustinus, die groot kerkvader, het presies dieselfde gedoen. Ons het daar in Vredendal 'n kamer gehad met 'n badkamer, en van tyd tot tyd het ons mense geakkommodeer, wat nie blyplek gehad het nie, en ek sê nie vanaand, u moet dit doen nie, wat ek vir u probeer vanaand sê, is, het ons 'n hart vir mense, wat nie het nie. Ons weet nie waarom God sekere mense oor ons pad toelaat nie, maar die Bybel sê vir ons, daar is 'n beginsel wat ons moet handhaaf. En dis om vir mekaar om te gee. Ons sal heel moontlik nie 'n engel huisves soos wat Abraham en Lot en Manoag gedoen het nie. Maar wat ons aan die geringste doen, het ons vir ons koning gedoen. Vir die geringste wat ons gee,
het ons gegee vir ons koning, wat in beheer is van sy engele, en beheer is van sy skepping. Ek wil vanaand vir u vra, dat u en ek sal sien, dat ons nie nodig het om na baie bronne en buite Bybelse bronne te gaan, om iets uit te vind van God se engele, en ervarings van mense, en al hierdie stemme te hoor nie, maar dat ons na die woord van God sal gaan en sal weet, dat God het in die Ou Testament en in die Nuwe Testament sy engele op 'n besondere manier gebruik. Die kanon is nou klaar geskryf, so ons het God se volmaakte en volkome openbaring, en vanuit die blaaie van die Bybel kan ons leer ook oor hierdie magtige wesens, wat geskaap is om God te verheerlik, wat gaan deel in die oordeel van God, wat uitgestuur word vir dienswerk. En al sien ons hulle nie met blote oë nie, kan ons weet dat God vir hulle opdragte gee, en dat u en ek deur hulle veilig in die heerlikheid ingedra sal word, as ons dan Lukas 16 reg moet verstaan. Mag die Here vir my en jou genade gee, en mag ons hier by die inleidende boodskap oor engele verstaan, dat God hulle geskaap het, en dat hulle dienende geeste is om hom te verheerlik. Die tema vanaand was die engele van God, en hulle geskape doel, en dan ook die misleidings, maar ook die rede waarom God hulle geskaap het. Ek sluit af met 2 Petrus 3 vers 17. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word, deur die dwaling van sedelose mense, en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Hoe gaan jy onderskei? Eenvoudig, as jy praat met mense, kyk hoe hoog ag hulle hierdie boek. As hierdie boek 'n voetnota aan hulle gesprek is oor hulle ervarings, dan wil ek vir u sê, is hulle op 'n dwaalpad. As hierdie boek die prominente en die middelpunt van hulle gesprek is, luister wat hulle sê, want hierdie boek is ons riglyn en ons maatstaf, ook in hierdie tyd van misleiding en van verkeerde leringe. Mag die Here my en jou wysheid gee, mag hy vir ons lei in sy volle waarheid. Kom ons bid saam. Here, die engele het uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here. As magtige wesens het hulle u die groote God aanbid, en my begeerte vanaand is, Here, dat u deur u Gees vir ons verligte oë van die verstand sal gee, om u grootheid en u heerlikheid vanuit die blaaie van die Bybel beter te verstaan en te sien, en dat daar 'n dieper en groter aanbidding vir u sal wees. Vergewe ons as ons so vinnig, Here, op 'n dwaalweg raak, as ons so vinnig ons ore uitleen vir mense wat kwansys gesien en gehoor en ervaar het. Help vir ons om ook vir hulle elke keer terug te wys na die woord, want die woord is die lig vir ons pad, en die woord is die lamp vir ons voet. Die hele Psalm 119 gaan oor dat u vir ons deur u woord met wysheid moet bekragtig, sodat ons nie vir die leuen van ons tyd sal val nie. Daarom, Here, help ons om studente van die woord te wees, en u in alles te verheerlik. Dankie dat ons op u kan vertrou vir wysheid, dankie dat u Gees ons insig gee, en dankie dat ons weet ook dat u engele, wat u aanbid, deur u uitgestuur word vir dienswerk, tot eer van u naam, en tot uitvoering van die opdragte, tot die dag dat u 'n einde aan alles gaan maak, en ons saam met hulle in die heerlikheid u sal aanbid. Amen.